Goed, ek het nou gesê, ons tema is, hoekom ons as Christene praat van in drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek het toe verlede week vir u hierdie ikoon gewys. Ek het gesê, daar is baie van hulle in die Oosterse kerk. En die bedoeling is, typies van die Oosterse kerk, teenoor die Westerse kerk, in navolging van Augustinus, het ons die eenheid van God beklemtoon. En die Oosterse kerk het baie dikwels, as hulle God uitgebeeld het, hierdie prent gehad van drie, wat by mekaar is. Ek sal op een van die punte, is baie mooi oor wat die drie vir ons beteken. Goed, kom ons recap net vandag van verlede week. Het ons aan die einde gesê, wat het ons geleer oor die Triniteit? Ek wil net vinnig dat ons hierdie 4 aannames net weer vinnig kyk. Eerste ene het ek gesê, en dit is 'n baie belangrike ding, dit kan nou vir mense teleurstelling wees, maar dit is die feite, die historiese goed. Die leerstuk van die Triniteit is nie geformuleer omdat die Christene gedink het, of die geleerdes van daai tyd gedink het, nou het ons 'n baie lekker ding wat presies verduidelik wie en hoe God is nie. Die leerstuk is ontwerp teenoor mense wat die 3 in die 1 verkeerd verstaan het en verkeerd geformuleer het. Om te keer dat ons nie in traps val nie. Het hulle gesê, wees versigtig om meer te verduidelik. Ons sê net, ons glo in een God wat in 3 persone bestaan. En ons praat so, omdat ons die verhaal van die Bybel en van die vroeë kerk absoluut ernstig neem en daarby hou. En vriende, wat ek nou sê, is 'n verskriklik belangrike pyler. Ja, ek het net ook 'n prentjie wat dit 'n bietjie verder verduidelik. Ons staan by die belydenis van die Triniteit, omdat ons Christene is wat vashou aan die Bybel. Ons dink wat God vir ons in die Bybel oor homself gesê het, is waar. En ons vertrou dit en ons hou daarby. Daarom ons praat oor die drie-enige God, omdat God hom aan ons openbaar in die Bybel, in die Ou Testament as Vader, in die Evangelies as Jesus, en in die res van die Nuwe Testament is dit die Heilige Gees, wat ook nog na ons toe kom. Daarom, dit gaan nie daaroor om slim maniere te vind, die derde een van die formulerings daar, gaan nie daaroor om slim maniere te vind, om te verdedig of verduidelik hoe God een kan wees nie, maar om getrou aan God te bly, soos God self geopenbaar het in die Bybel. Ok, daar het julle nou weer die storie van, het gaan oor die Bybel. 'n baie interessante een, ek het ook verwys na die vroeë kerk, is die wysheid van die vroeë kerk, dit was nog voor die belydenis van Nicea geformuleer is. Die apostoliese geloofsbelydenis geskryf het. En daarin kom die woord Triniteit nie eens voor nie. Is belangriker dat ons Vader, Jesus en Heilige Gees kan sê. En sê, as dat ons Triniteit sê. Daarom, moenie worry as julle nie baie Triniteit in die kerk hoor nie. Ons bely die Triniteit elke Sondag, as ons opstaan en ons sê, ons glo in die Vader, ons glo in Jesus Christus, en ons glo in die Heilige Gees. Dit is die waarmerk vir die kerk van hierdie belydenis. Vandag net, wat agter dit sit, wat ek nou net oor die Bybel gesê het. In die teologie is hierdie nogal 'n baie groot saak. Daar's 2 maniere waarop mense dink oor geloof en verstand. Jy weet nou, baie mense se sukkelry met geloof is dat hulle sê, jong, ek het 'n verstand. En ek verstaan nie daai goed nie, dit is my baie moeilik om te glo, want dit maak nie vir my verstandelik redelik sin nie. En deur die eeue, wil ek amper sê, kon jy teoloë en slim mense in 2 gedeel het. Daar's 2 maniere waarop mense hierdie ding probeer verduidelik het. Die eerste is, dat mense wat gekies het, eerste vir die weg van die rede of van die verstand, het gesê, ek wil verstaan voor ek glo. Ok, moet ek hom liewe in my hand hou? Goed, ok, Wynand. Ek sien hy sak ook hierdie, ek moet saam met hom sak. Ek hom net hier onder uitkry.
Jammer julle. Daar is hy. Ek sê die eerste weg is die weg van die rede. Soort van filosofies georiënteerde mense wat sê, ek wil glo, maar ek wil eers verstaan. As ek nie verstaan nie, gaan dit vir my baie moeilik wees om te glo. En dan net sulke slim mense wat sê, ons volg nie die weg van die eerste, van die rede of van die verstand nie, maar ons glo God het hom aan ons geopenbaar in die Bybel en in die woord. Daarom sê ons, ek glo sodat ek kan verstaan. Ek wil ook verstaan, maar ek weet, ek gaan eers glo en dan gaan 'n klomp goed vir my duidelik word. Ons het 'n professor gehad, Prof Willie Jonker, as julle nou die woorde sal sin maak. Hy het altyd gesê, geloof is bo-redelik. Bedoelende, jy kan nie, as mense vra bewys het vir my, kan jy nie 'n argument maak om dit te bewys vir mense nie. So dis in daai sin bo-redelik, maar het hy altyd bygesê vir ons, dit is sowaar nie onredelik nie. Dis nie stupid om te glo nie. Ek wil dat jy kan 'n baie goeie argument maak, hoekom dit sin maak om te glo. Goed, dit ter inleiding. Ons kom nou by die 7 redes en ek gaan hulle een vir een vat. Ek gaan nie nou almal lees nie. Soos wat ons aangaan, gaan ek vinnig aan elkeen van hulle aandag gee. Die eerste van die redes, vriende, hoekom hierdie ding belangrik is, julle sal sien, dit is ons waarborg, dit is ons uitklaring, dit is ons antwoord, as mense vir ons vra, hoor hierso, julle sê julle glo in God, watter God glo julle in? Ek het verlede week al dit gesê, vriende, ek dink mense verstaan dit nie altyd nie. In gesprekke, as ons praat van God, dan dink almal, hulle weet waarvan gepraat word. Maar daar is baie verskillende verstane van geloof. En ek wil nogal regtig sê, ek het redelik te doen met mense wat nou op hulle ou dag of hulle jong dag sukkel om te glo, en praat oor God en wie dit vir hulle moeilik is om te glo. Ek het laas vertel van Tom Wright, wat gesê, die studente wat vir hom sê, hulle sukkel om God te glo, dat hy hulle vra, vertel vir my van die God wie jy sukkel om te glo. En wat dan op die ou eind vir hulle sê, en daai God wat jy nou vir my van vertel het, glo ek ook nie. Onthou julle vir Eisenhower, is die van julle wat nou nog uitgenoeg is, Generaal Dwight Eisenhower was 'n held van die Amerikaners in die Tweede Wêreldoorlog, en in die laat 50's het hy president geword van Amerika. Hy het nie kerklik groot geword nie, maar later in sy lewe op 'n stadium begin ontdek, geloof is baie belangrik. Maar sy geloof was baie vaag. Hulle sê, hy het meer kere gesê, verskriklik belangrik dat mense glo, hy wil hê mense moet glo, maak nie saak wat jy glo nie. Solank jy net glo. Iemand het oor hom gesê, he had a vague faith, to which he held fervently. Hy het 'n vaag geloof gehad, waaraan hy baie sterk vasgehou het. Nou ek wil sê, dis 'n bietjie useless. Want dis verskriklik belangrik, om te weet, wat jy glo, en in wie jy glo. Ek wil vir jy sê, as jy dit nie duidelik het nie, gaan jy moeilikheid kry vorentoe. Ek het hier sommer net so 'n lysie gemaak, om vir julle te sê, as ons praat oor God, of oor godsdienste, julle is dit baie verskillende goed. Ek het maar net 'n paar hier neergeskrywe, dis nou half geleerde name, maar dat ek vinnig verduidelik, ek sê daar is baie verskillende gode en gelowe. Ek wil die algemeenste een wat wydste loop waarskynlik is, wat genoem word theïsme. Dit kom nou alles van Griekse woorde af, theos, in Grieks beteken God. In theïsme is mense wat sê hulle glo in God, daar's 'n God iewers. Maar nie verder beskrywing van watter God nie. Die interessante ding nou nogal, die 3 groot godsdienste in die wêreld, die Jodendom, Islam en die Christendom is so 'n bietjie anders, gaan deur as theïstiese godsdienste, wat glo, iewers is daar 'n God wat nie ons is nie. Hy's iemand anders as ons. Die 3 godsdienste is ook monotheïstiese godsdienste, want as julle die Ou Testament gaan lees nou, sal julle sien, die ander volke
in die tyd van die Ou Testament, het almal baie gode gehad. Die Grieke ook, Zeus, jy weet, hulle het 'n string gehad en standbeelde van almal. Hulle was teïste, party het baie gode gedien, later op die ou end Islam, die Jode, die Christen is 'n bietjie op 'n ander level, glo in net een God. Ons glo ook net in een God, daarom, dit sit ook weer agter die Triniteit, 3 persone, maar net een God. Die tweede een word genoem pantheïsme. Wag, ek moet nou oorgaan na die volgende een toe. Pantheïsme of panentheïsme, dit is die Oosterse godsdienste, Boeddhisme, Hindoeïsme, meer van hulle. En pantheïsme beteken, God is in alles. So, jy moet God se iewers gaan soek los van ons nie. God is in ons, en hy's in die bome, hy's in die see, en hy's in die grond. En pantheïsme beteken, God is in alles. So hulle glo in God, maar daar's nie soort van iewers 'n God tot wie jy bid of met wie jy noodwendig kan praat nie. Die derde ene, vriende, is verskriklik belangrik, want ek dink, sonder dat ons sy naam noem, is daar baie mense wat eintlik daar is. Ons noem dit deïsme. Dit is mense wat glo daar is 'n God, maar hy is ver weg. Hy het die aarde gemaak, maar daarna het hy hom onttrek van wat hy aangaan. Die lewe gaan nou maar aan, en hy kyk daarna op 'n afstand, help nie jy bid nie, help nie jy praat met hom nie, want hy gaan nie betrokke raak nie. Kan ek nou maar sê, ek dink dit kom uit baie mense se lewensgevoel, selfs Christen, jy weet, ek het nog nooit vir God gesien nie. En daar's baie mense wat voel, spesifiek mense wat vir jou sal sê, ek het al 'n paar keer in my lewe erg gebid, dat die Here my moet help, maar hy help my nie. So, ek karring nou maar aan, en ek glo nog daar's 'n God, maar ek weet nie of dit help om te bid nie, hy gaan nie eens help nie, hy kyk maar so op 'n afstand na die storie en ons moet maar aangaan met wat ons besig is om te doen. Hierdie is, ek wil amper sê, mense wat in die kerk sit ook, wil ek sê, begin swaai op 'n manier na daai kant toe. Agnosticisme het jy seker nou al gehoor. Dit is mense wat as jy hulle vra glo dan gaan hulle sê ek weet nie. Party daar ja, party daar nee. Ek het net besluit ek is onseker daaroor, ek weet nie, ek sal nou maar kyk eendag. Ateïsme ken ons almal. Dit is mense wat doodseker is daar is nie 'n God nie. Daar's almekaar sulke debatte, as jy nou die burger se briewekolomme lees, sal julle sien, hulle is ook hier onder ons, heel wat mense wat sê, hulle kan nie glo dat daar 'n God is nie. Daarteenoor, hulle glo gewoonlik in die wetenskap en wetenskaplike verklaringe daarvan. Dan, die laaste twee is 'n interessante vorm. Ek praat van Christelike teïsme, en nou moet ek dit mooi verduidelik. Hierdie is terme wat ek self geskep het. Ek dink tog al, ek het in my vroeë tyd, het ek het baie in die NG Kerk gesien. Ek onthou van onderwysers, kan ek sê selfs dominees, wat baie oor God gepraat het, oor die Almagtige, oor die Vader, oor God wat sorg, maar kan ek sê, wat ek min oor praat het oor Jesus. Dis Christene, maar wat hulle minder gesteer het aan Jesus, maar amper meer in die Ou Testament, die God wat die aarde gemaak het, hy is die een wat hulle aan glo. Jesus moet jy maar so 'n bietjie deurkyk. Jy weet, jy moet dalk nie alles wat hy gesê het ernstig vat nie. Luister liewer na die Ou Testament. Julle ken nie daai storie van die oom wat gebid het, waar daar moeilikheid was, wat gesê het, Here, hier is nou baie groot moeilikheid. U sal self moet kom, en ek wil ook maar sê, dit gaan nie help, u stuur weer die seun nie. U sal die slag maar self moet kom. Ek wil nogal sê, dit is nou 'n persoonlike opinie, maar ek dink, die van die foute wat die NG Kerk gemaak het, die laaste 40, 50 jaar,
het te doen daarmee dat ons meer in die God van die Ou Testament geglo het, as wat ons daarin geslaag het om vir Jesus Christus van die Nuwe Testament, absoluut ernstig te vat. En daarom sê ons vriende, wat ek my eie geloof sal definieer, is die laaste ene geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En julle sal nou net sien hoekom ons dit sê. Sê geloof in die drie-enige God, baie belangrike punt hierdie, begin by Jesus Christus. Kan ek moet nou versigtig wees, maar kan ek dit vir julle so sê, die mense wat die Triniteit ontwerp, die teoloë wat in die vorige eeu helder hieroor begin praat het. Dit klink nou dieselfde, maar dit is nie dieselfde ding nie. Sou nie gesê het, as jy nou Jesus se storie lees, dan kom jy, Jesus is maar soos God van die Ou Testament nie. Hulle sou gesê het, as jy wil weet wie God is, moet jy nie by die Ou Testament begin nie. Jy begin by Jesus. Nie Jesus is soos God nie, maar die evangelie is dat God soos Jesus is. Julle onthou die storie wat ek vertel het van die Ierse soldaat wat vir Tom Torrance gevra het toe hy geskiet is, en Tom vra vir hom, is jy alright? Is jy reg om te gaan? Wat opgekyk het en vir Tom gesê het, ek dink ek is reg, maar beloof my net een ding, dat God regtig is soos Jesus. Dit is eintlik wat Christene glo, en dit is waar die Triniteit vandaan kom. Kan ek dit vir u ook histories sê? Baie mense sal nou dink die belangrikste ding wat Jesus gedoen het, is dat hy vir ons aan die kruis gesterf het. Maar weet jy, na Jesus se kruisiging het die disippels gehardloop. Hulle was verslae. Hulle het gedog alles is verby. Alles het tot 'n einde gekom, die droom. Hulle begin weer hoop skep en glo as Jesus na 3 dae opstaan uit die dood. Ek wil die storie is, daar was 'n klomp ander mense wat ook gekruisig is en gesterf het. Dis nie 'n snaakse ding nie, maar nie een van hulle het na 3 dae opgestaan uit die dood nie. Christelike geloof begin by die opstanding van Jesus. En dit herdefinieer op 'n manier alles. Daarom sê ek nou by die volgende prentjie, nou is my papiere hier deur mekaar, dat ek hom hier spring. Ons glo, dis 'n uitdrukking wat van die groot teoloë in ons tradisie gebruik het, onder andere Calvin, om weg te kom van hierdie vreemde idees van God. Het Calvin baie gesê, ons glo in die God van Jesus Christus. Ja, ek gaan nou nie eers hier alles lees nie. Julle verstaan die punt. Ek het 'n baie goeie vriend, wat een van die beste gereformeerde dogmatici in die wêreld is. As sulke ouens gewoonlik boeke skrywe oor wat ons Christene glo, dan begin hulle nou maar omdat die Bybel daai lyn volg, dat die eerste deel van die boek sal gaan oor die skepping en die Vader, die tweede deel oor die verlossing in Jesus, die derde deel oor die Heilige Gees en die vernuwing. Maar die vriend het van my altyd gesê, as hy 'n dogmatiek moet skryf, sal hy nie begin by die Ou Testament en by die Vader nie. Hy sal begin by Jesus. Want dis waar ons Christelike geloof begin het. Die vroeë Christene het vir 'n ruk nie baie oor die Vader of die Heilige Gees gedink nie. Hulle het vir Jesus ontmoet en was seker dat in Jesus hulle met God te doen het. Daarna het mense vir hulle begin vra, nou hoorie, as julle nou vir Jesus dien, dat julle vergeet van die Vader. Sê hulle, nee, absoluut nie. Jesus het vir ons gesê, die Vader het hom gestuur, en hy praat met die Vader, so, ons glo ook in die Vader, en die surprise is, met Jesus se hemelvaart, word die Heilige Gees uitgestort, ons glo in hom ook, maar daar is 'n manier, waarop dit alles begin, by geloof in Jesus. Goed.
Ek het nou verlede week al gepraat, vriende, jy kry nou gelowe wat totaal verskillend is van die Christelike geloof. Ek bedoel hier in ons streek woon moslems, islam-aanhangers, wat sal sê hulle glo ook aan 'n God, maar dit is 'n totaal ander geloof as die Christelike geloof. 'n Gevaarlike ding vir ons, ek wil dit net weer vinnig sê, ons het verlede week ook daaroor gepraat, is is dat van ons, dit sonder dat ons veel maak daarvan, op sekere maniere ons geloof so 'n bietjie aanpas. Jy weet dat jy sê ek is 'n Christen, maar hier is nou twee goed van die Bybel of van Christene wat ek nie lekker mee is nie, en ek dink nie ek glo dit nie. Jy weet, jy veroorloof dit vir jou om so 'n bietjie aanpassings te maak aan jou geloof. Dalk veral oor hoe jy dink oor God. Laat ek byvoorbeeld sê, daar op 'n tyd was daar Christene wat met die hele kwessie van lyding, dat die Here lyding toelaat, wat net gesê het, ek kan nie glo dat 'n God van liefde ooglopend lyding sal toelaat nie. So, ek sal liewer glo dan, dat God sekere lyding nie kan stop nie. Ek sal liewer glo, dat God nie almagtig is nie, dat hy nie kan doen wat hy wil nie. En daarom wanneer mense kwaai lyding ervaar, is dit nie dat hy nie wil help nie, hy kan nie help nie. Mense wat, en ek dink nie dis wat die Bybel sê nie, die Bybel praat oor God as 'n almagtige God. So, daar het jy mense wat 'n verstelling maak, soort van, aan hoe die Bybel oor God praat, en so 'n bietjie hulle eie God skep. Ek het gepraat van Feuerbach, wat so die Christene dopgehou het, en gesê het, julle doen hierdie ding roekeloos, julle bely Kamp Genesis 1 wat sê, God het die mens geskaap na sy beeld, maar as ek na julle kyk, maak julle elkeen vir julle 'n God soos julle van hom sal hou, of hom verkies. En ek sê net hier vinnig terug, vriende, dit is natuurlik, dit het te doen met die tweede gebod in Exodus 20. Hoekom die Here vir Israel sê, julle moenie beelde van my maak nie. Want die Here het geweet, dit lei hulle in die versoeking. As jy daai beeld maak, en daar sekere goed van God wat jou pla, dan kan jy in die beeld dit 'n bietjie wegvat, want jy kan nou besluit, jy maak dit so of jy maak dit so. Jy verander dit. En dit was al by Israel 'n ding gewees, dat hulle, hoe God oor homself gepraat het in die Bybel, aangepas het. En ons moet maar net weet, dit gebeur nog vandag. En nou kom ons weer terug daarna toe om te sê, Christene, die vroeë kerk, mense wat die belydenis van die drie-eenheid ontwerp het, is mense wat absoluut ernstig was oor hoe oor God self praat in die Bybel, wat daarbey wou hou. Ek het gedink dat ek sommer vinnig net vir julle een voorbeeld noem. Dit was nou nogal, dalk het van julle al die uitdrukking gehoor. 'n Sosioloog wat 'n Christen is, Christian Smith, het so 15 jaar terug 'n boek geskryf, hy is sielkundige, wat 'n groot studie gemaak het oor hoe lyk die geloof van Amerikaanse jong Christene. Hierdie is nie mense buite die kerk nie, dis jong mense in die kerk. Hoe lyk hulle geloof? En hy het die uitdrukking gebruik, MTD. Dis moralistic, dit beteken hulle, dis 'n goeie ding, hulle was nogal ernstig oor reg en verkeerd, maar die gevaarlike een is die therapeutic. Jou geloof moet lekker wees vir jou. En jy moet voel, dit help jou. As dit vir jou moeilike goed vra, gaan jy dit nie ernstig vat nie. Dis die therapeutic, dit moet goed wees vir jou. En dan hoor jy daar die deïsme, wat ons net van gepraat het. Daar's 'n God, maar hy's nie baie betrokke nie. En hy sê dan die inhoud van hulle geloof. En mense het nou na die tyd gesê, dis nie net jong Amerikaners nie, is ook ouer Amerikaners. En ek wil sê, ek sien so 'n bietjie hiervan, maar by ons ook, is die eerste ene, hulle sê, a God exists who created and orders the world
and watches over human life on earth. Daar is 'n God wat alles gemaak het en daar van bo af kyk hy neer hier op alles wat gebeur. Tweede een is die morele een. God wants people to be good, nice, and fair to each other as taught in the Bible and most other world religions. Die derde een is waar hy nou gevaarlik begin raak. The central goal of life is to be happy and to feel good about oneself. En julle kan nou, ek sê nou sommer, onthou wel julle wat Jesus dikwels vir mense gesê het, as julle geroep het om disippels te word, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis nie, jy weet, as jy nice wil voel en lekker wil voel die hele tyd en vrolik wil wees, kom volg my nie. Dis 'n bietjie anders hier. Dan die vierde ene, God does not need to be particularly involved in one's life, except when God is needed to resolve a problem. Here kom my maar los, meeste van die tyd sal ek alright regkom, sonder hom, eintlik dalk beter as wanneer hy met my sou kom lol, maar by tye gaan ek hom nodig hê en dit sal goed wees as ek my dan kom help. En dan die laaste ene, ek kan hoor as Christene, good people go to heaven when they die. Julle herken, jy is goed in wat waar is, maar op so 2-3 punte is hy so 'n bietjie aangepas en geherformuleer, sodat dit ons beter pas, hoe ons na die lewe wil kyk en oor die lewe wil dink. OK. Die volgende 2 vriende gaan ek redelik vinnig na kyk, dat ons dit doen. Ek moet nou gou terug hardloop. Kom ek lees net die tweede en die derde een daar. Die tweede rede waarom die lees ek van die Triniteit belangrik is vir die lewe van die kerk, is dat dit vir ons sê dat God 'n lewende God is, wat aktief in die geskiedenis werk. God is nie afwesig of ver weg nie. Hy is hier, en sonder dat ons dit elke dag sien, is hy besig om sy werk te doen. En die derde ene hang 'n bietjie saam daarmee, is as ons hou by hoe die Bybel praat oor God, kan ons nie anders as om te sê dat God ook 'n persoonlike God is nie. Beteken God is 'n iemand wat weet van ons. Is 'n iemand wat kan voel. Is 'n iemand voor wie jy kan gaan staan, want jy kan hoor hy sê vir jou, my kind, ek het jou lief. En dat daar emosie is wat vloei na jou toe. Dat ons glo in die drie-enige God van die Bybel, beteken ons glo in 'n lewende God, beteken ons glo in 'n persoonlike God. Kom ons spring gou, ek sal dalk so 'n bietjie meer wat ek daaroor wil sê. Ja, ek sê dat God 'n lewende God is. Daar is ander vorms van geloof wat sukkel om te glo in 'n God wat aktief werk in die geskiedenis. As mense, ek praat nou van filosowe, wat 'n soort van God amper as 'n sisteem sien, of 'n morele kompas, God is in jou gewete, is nie 'n persoon nie, maar jou gewete wat vir jou sê, oor reg en verkeerd, dit is maar waaroor dit gaan, of die som totaal van alles wat bestaan. Hier kom ons dan weer terug na die pantheïsme toe. Daar is nogal, kyk, is half, ek dink is vir baie mense 'n kommervolle ding gewees. 60 jaar terug, 70 jaar terug, was daar baie min Hindoes of Boeddhiste in die Weste gewees. Dit was Oosterse godsdienste. Maar van daai tyd af het stelselmatig Boeddhisme en Hindoeïsme soort van oorgewaai na die Weste toe. En jy kry dit al hoe meer algemeen. Ek wil veral onder die filmsterre en die lot, lees jy nou en dan een sê hulle is nou Boeddhiste of hulle is nou dalk Boeddhiste meer as wat hulle nou Hindoes sal wees. En dit het hierdie gevoel, God is in alles. God is ook aan my. Ek wil blykbaar is dit vir hulle 'n lekker gedagte
om te dink, jy weet, dat dit so is. Maar die slegte is natuurlik, dit help nie, tot so God kan jy nie bid nie. Want God leef nie regtig nie. Hy gaan nie iets doen nie, die sisteem loop maar, soos wat hy wil loop op 'n manier. Ek het reeds gepraat oor deïsme, dit lê ook na daai kant toe. Daarteenoor glo ons as Christene in 'n lewende God, wat aktief in die geskiedenis werk. Ek het so jare gelede in ons werk met gemeentes hierso, het ek 'n Amerikaner ontmoet, Pat Kiefert, wat vir so 'n paar keer in Suid-Afrika was. Nou, hy het in Amerika baie verkeerd loop in hulle gemeente, het hulle hom ingekry om te kom help, om te kyk wat hulle kan doen om die gemeente soort van weer op 'n goeie spoor te kry. En hy het altyd vir ons vertel, die eerste ding wat hy moes doen as hy in so 'n gemeente kom waar daar moeilikheid is, was dat mense die verkeerde vraag gevra het en hy moes hulle leer om die regte vraag te vra. Hy sê die vraag wat hulle gewoonlik gevra het oor wat in die gemeente aan die gebeur was, what the hell is going on here? En hy sê hy moes hulle leer om te vra, what in heaven's name is God up to? Want ook in sulke deurmekaar spille is die Here dikwels teenwoordig en begin hy om ons op 'n nuwe pad te lei. Dis wat ons bedoel as ons sê ons dien 'n lewende God. Wat in die grootste chaos van die lewe, as dit die donkerste is vir ons, ons altyd kan weet, hy is daar by ons. En op 'n dag sal hy weer die lig oor ons laat skyn, omdat hy 'n lewende God is. Julle, ek sê nou maar, gaan lees die Ou Testament, gaan lees die Nuwe Testament. Hy is ook 'n God wat vir ons sê, moenie my probeer druk, of dink jy kan my manipuleer nie. Onthou julle, dit begin ook al in die Ou Testament, as Moses vir God daar by die braambos ontmoet, vir Jahwe, dan op 'n stadium vra hy vir die Here, en dit klink vir ons onskuldig, Here, wat is die naam? Dit nou onskuldig. Maar die waarheid in die Ou Testament, as jy iemand se naam geken het jy beheer oor daai persoon gehad. En vir baie gelowiges is 'n groot ding, jy hoop jy kan 'n bietjie beheer kry oor God. Laat jy vir hom vertel wat hy vir jou moet doen. En die God van die Bybel sê aan mekaar vir ons, ek sal daar wees. Jy hoef my nie te dwing om na jou te kyk nie. Ek sal na jou kyk, nie altyd soos wat jy wil hê ek na jou moet kyk nie, maar ek sal na jou kyk, soos wat ek dink en weet, dit goed en reg is vir jou. Dit is wat dit beteken dat God 'n lewende God is. Die derde een, oor die persoonlike God, baie dieselfde as die vorige ene. Ek het ook eintlik gesê, ons weet, daar was baie stryery by Nicea daaroor ook. Die formulering wat hulle voorgekies het, en wat ons nou ken, is een God, maar 3 persone. En baie mense het nou van die begin af gesê, julle, een God is reg, maar 3 persone, dis 'n bietjie 'n moeilike een, want persoon kan ons verlei om te dink God lyk soos ons. Persoon is vir ons amper 'n mens. En God is nie 'n mens nie, behalwe Jesus het later 'n mens geword, maar die Vader en die Heilige Gees is nie mense nie. Hulle is persone. Daarom julle sal sien, ek praat maar baie keer van God is 'n iemand anders as ons. Wat weet van ons, met wie ons kan kommunikeer. Iemand wat denke het, maar wat ook emosie het. Wat vir ons kan sê, ek is lief vir julle. Ek het julle uit liefde gemaak. Wat vir ons kan sê, ek sal sorg vir julle. Wat vir ons kan sê, julle het droog gemaak, maar ek sê julle vergewe. Omdat ek lief is vir julle. Ek wil 'n ding of 'n krag kan nie dit doen nie. By gebrek aan 'n beter woord sê ons dat God 'n persoon is, 'n iemand met wie ons kan leef. OK,
Die ander gaan nou 'n bietjie vinniger gaan. Die vierde een, vriende, is 'n baie interessante een. 'n baie goeie Amerikaanse teoloog, Richard Niebuhr. Hulle was eintlik twee broers, Reinhold en Richard. Maar Richard het 'n artikel geskryf hier in die 50er jare. Hy was 'n goeie historikus ook. Wat die kerkgeskiedenis goed geken het en wat gesê het, God is so groot, hierdie drie persone, dit lyk vir hom mense en selfs kerke sukkel om op 'n gegeewe tyd in hulle lewe reg te laat geskied aan al drie die persone in God. Daarom sê hy, lyk dit vir hom, daar's by mense 'n geneigtheid, by sekere mense sal jy hoor, hulle praat heeltyd van die Vader of van die Almagtige. Daar's ander wat heeltyd Jesus sê, en daar's ander wat heeltyd praat oor die Heilige Gees. Maar toe ek die artikel gelees het, is net 'n tyd ook, wat ek 'n boekie gelees het, wat 'n ou geskryf het, wat deel was van die charismatiese beweging. Daar toe hulle begin het in die 70er jare, hy het die boekie geskryf in die laat 70s, en die boekie, dis nou, ek weet, julle weet van die charismatiese beweging, nee, die Pinksterkerke. En die boekie se titel was The Forgotten Father. Want hy sê, toe hy self deel van die charismatiese beweging, en hy sê, dis wonderlik wat hulle alles oor die Heilige Gees sê. Hulle beklemtoon dit baie sterk en dis vir hom wonderlik so. Maar hy sê, vir Jesus vat hulle net so halfpad, hulle het 'n sentimentele beeld van Jesus. So Jesus is 'n soort van hierdie nice ou altyd. Maar justice en geregtigheid, jy weet, praat hulle liewer nie oor nie. En dan sê hy, van die Vader, weet hulle heeltemal vergeet. Die Vader, wat vir ons hier in die kerk wil sê, ek het julle baie lief, maar jy moet onthou, ek is nie net lief vir Christene nie. Ek is lief vir alle mense. Al het hulle my nog nie aangeneem nie. Al herken hulle my nie. Hulle is ook my kinders. En ek is lief vir hulle. En ek wil hê, julle moet ook soos ek wees. Wat nie net lief is vir Christene en heeldag hier in die kerk wil sit nie, maar wat buite kom. En uitreik, en die mense gaan soek wat nog nie in my glo nie. As jy die Vader nie ernstig vat nie, kan jy iemand word wat jou totale lewe hier binne die kerk lewe en happy is daarmee, en jy lees die koerante nie, jy luister nie nuus nie, want jy wil liewer nie weet wat daar buite aangaan nie. Ek noem dit hierso, omdat Niebuhr het gesê, hy sien dit by kerke amper. Laat ek sê, Niebuhr sou nou gesê het oor, ek dink die NG Kerk, as ons sê, ons is 'n konfessionele, redelik konservatiewe protestantse kerk, dan sal hy sê, dis 'n kerk wat die Vader ernstig neem, ons probeer betrokke wees by goed wat gebeur buite, ernstig is oor Jesus. Ons wil nie regtig goed oor Jesus sê, glo in sy opstanding en die goed. Maar hy sê, ons is ongemaklik met die Heilige Gees. En daarom is ons amper ernstiger oor die waarheid, dat mense die goed reg sê en reg bely, as dat daar lewe is by ons. Vreeslik reg, maar nie baie lewe oor wat gebeur, en mense wat die wêreld rondom omkeer nie. Omdat ons dalk die Heilige Gees in sy werk onderskat, nie ernstig genoeg neem nie. Ek het op die volgende ene net, ek wil nou nie te lang daaroor praat nie, maar jy kry die gevoel hier, wat gebeur, en iets daarvan is onafwendbaar. As ek nou dink in my lewe, het ek, toe ek hier 30 was, het ek 'n boekie geskryf oor die Vader, oor God die Vader, waar 'n soort van dit oopgegaan het vir my. En ek dink, ek het in daai tyd, was daar 'n paar jaar, wat ek baie oor die Vader gepraat het, en dit vir my wonderlik was. Laaste klomp jaar, ek moet nou sê, jy kom altyd maar weer terug na Jesus toe. Want dit is die hart van ons geloof. Maar ek het ook al vir mense gesê, as ek nou nog 'n boek moet skrywe, dink ek sal dit wees oor die Heilige Gees en die werk van die Heilige Gees. So, 'n mens moet maar so
tussen die drie rondloop en met al drie probeer reghou. Goed, ja, daai praat ek maar van die drie foute. Laat ons dit tog vinnig kyk. Ek sê, as ons die verhaal van Christus nie ernstig neem nie, word die Christelike geloof een van 'n menigte godsdienste wat maar almal dieselfde is. Christus gaan oor die waarheid. Dat ons glo in 'n unieke waarheid, ons glo ander goed as wat die moslems en die hindoes glo. Dat ek sê, die tyd wat ek in die kerkleierskap was, vriende, moes jy met die ander kerke saamwerk. Ons het 2 keer 'n jaar, het ons die president in die kabinet ontmoet, en dan was dit was so goed wat hulle vir ons gevra het, wat sê die godsdienstige leiers? En dit was moeilik, want jy weet, jy verskil met van die ouens, maar laat ek sê, daar was meer kere goed, morele goed, oor reg en verkeerd, waar ons en van die ander godsdienste saamgestem het met mekaar. So, ek het nie 'n probleem gehad gewoonlik met vergaderings saam met mense van ander kerke nie. Maar kom ek sê, wanneer ons moes saam bid, ek moes keer of wat by begrafnisse van ouens gaan bid. En dan ouens my gesê, jy weet, dit sal nou goed wees as jy maar so algemeen bid. En ek het elke keer vir hulle gesê, sorry, as julle wil hê ek moet algemeen bid, moet ek het los. Ek kan nie, ek kom nie sommer na God toe nie, ek kom na God toe, glo ek, in die naam van Jesus Christus. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ja, die wonderlike, die ouens het my gelos. En ek kon bid soos wat ek wil. En as mense soort van begin dink, dalk is almal reg, dan raak dit vir hulle ongemaklik om te praat oor Jesus. Dan praat hulle meer oor God, jy weet, in die algemeen. Tweede ene, as ons die verhaal van die Heilige Gees nie ernstig neem nie, word die Christelike geloof 'n teorie wat geen lewe het nie. In die belydenis van Nicea word oor die Gees gesê, hy is die een wat lewend maak. Dat die goed wat Jesus gesê het, is nie net teorieë en waarhede nie. Dis goed wat ons lewe wil gee. En die laaste ene, as ons die verhaal van die Vader nie ernstig neem nie, vergeet ons dat die Here nie net omgee vir die kerk nie, maar vir die hele wêreld. Ja, het maak sin, né? Julle kan sien hoekom dit gevaarlik is, as 'n mens hier na een of ander kant toe gaan afval. Goed, hierdie is nou baie interessant, en ek kan gou vra, wie van julle het al die woord perikorese gehoor? Daar ene. Dit is 'n ou woord. Ek het nou gepraat van goed wat ons geleer het by die vroeë kerk, en veral by die ortodokse kerke, Russies, Grieks ortodokse kerke, wat 'n baie sterk beklemtoning van die drie het. En perikorese, hulle het verskriklike mooi goed geskrywe, op grond van goed in die Bybel, wat praat oor die verhouding tussen die Vader en Jesus en die Heilige Gees. En perikorese gaan eintlik oor so amper 'n ritmiese beweging wat drie persone kan maak. Dis die woord wat hulle gebruik het om te sê, dis nie 'n verleentheid vir ons dat God drie persone is nie. Daar's iets wonderliks in, want hierdie drie persone bestaan in 'n innige liefdesverhouding, in 'n innige eenheid met mekaar. Nou wat het dit met ons te doen? Daai vroeë teoloë en mense wat dit gelees het vandag sê, dit het alles met ons te doen, want Genesis sê vir ons dat ons geskape is na die beeld van God. Nou, dus ons het baie gewonder, wat beteken dit? Beteken dit God lyk soos ons? Baie mense het al begin sê, dit gaan oor gemeenskap. Dit gaan daaroor dat God nie net 'n mens nie, maar mense gemaak het na sy beeld. Dat hy na Adam gemaak het, sê, dis nie goed dat jy alleen is nie. Ek moet vir jou 'n maat maak wat by jou pas. En mense sê dat God
in 'n gemeenskap van 3 persone bestaan, moet vir ons sê, as ons die diepste geluk hier op aarde soek in iets anders as in 'n regte diep gemeenskap met ander mense, gaan ons teleurgesteld wees en gaan ons bedroe daarvan afkom. Geld, vriende, power, al daai goed wat ons dink ons nodig het om gelukkig te wees, kan jou nie regtig gelukkig maak nie. Hierdie was nogal vir my 'n oomblik van herkenning toe ek dit goed gelees het, want ek het daar net besef die wonderlikste tye van my lewe. Jy besef dit nie altyd as jy in die oomblik is nie, maar na die tyd is 'n aand wat jy saam met familie was, of 'n aand wat jy saam met vriende was, en jy lekker gesels en jy lekker gepraat. Dit is hoe goed dit kom. Dis hoe goed dit kom. Daar's nie baie goed in die lewe wat dit oortref nie. En daarom kan ons weet ons geluk sit hier rondom ons. Dat God 3 is, wat mekaar liefhet en in gemeenskap met mekaar leef, sê vir ons, dit is ook die sin van ons lewens. Maak dit sin? Maak dit sin? Ek dink tog al dit het vir my. Goed, ons gaan einde se kant toe. Kan ek die 16 hier lees? Julle sal sien ek het hom onderstreep ook. In die Weste het ek reeds gesê, het ons te veel klem gelê op die een God saam met Augustinus en te min op die 3. En daar was dit, ek wil amper sê wat ek agtergekom het, wat ek moes leer die laaste 15 jaar, was nie dat God een is nie. Dit het ek geweet en baie diep geglo. Maar dit was vir my moeilik, ek moes gewoond raak daaraan, dat daar regtig 'n Vader, regtig 'n Jesus is, en regtig 'n Heilige Gees is. En dis nie 'n probleem nie, vriende, dit is wonderlik dat dit so is. Want dit beteken in die eerste plek, dat as ons sê God is met ons besig, is dit nie maar een persoon wat met ons besig is nie. Vader, Seun en Heilige Gees is met ons besig en probeer ons bystaan en help. Dit beteken ook dat van die baie moeilike vrae wat mense soms ons vra en wat ons probeer beantwoord, ons verlei word om soort van een ding te sê. En dan kan jy agterkom partykeer die mense weet, dit is nie heeltemal reg nie. Jy self weet ook, dit is nie heeltemal reg nie. As ons reg oor God wil praat, dat daar 'n Vader is wat sy werk doen, dat daar 'n Heilige of Jesus is wat sy werk doen, dat daar 'n Heilige Gees is wat sy werk doen, daarmee moet ons reken hou. Kan ek ook net by sê, ek weet 'n student het dit eenmaal vir my gesê, o ja, ek dink hy vang dit nou, dis 'n bietjie soos 'n aflos wat die ouens hardloop. Jy weet, ek wil amper sê, die Vader het die eerste been gehardloop, aardig gemaak. Nou sit hy op die paviljoen, hy het die stokkie vir Jesus gegee. Jesus het die tweede been gehardloop, die evangelies. Toe het hy die stokkie vir die Heilige Gees gegee, en hy sit ook nou op die paviljoen, en die Heilige Gees hardloop nou. Ek dink nie dit is hoe die Bybel daaroor praat nie. Die Vader het eers begin met sy werk, maar hy gaan steeds aan daarmee vandag. Jesus het sy werk 2000 jaar terug hier op aarde begin. En ons dink hy het klaargemaak met die hemelvaart. Maar hy het na die hemel gevaar om te gaan sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy regeer oor hemel en aarde. En van waar sê die katekismus, hy as mens sit langs die Vader, maar as God hier by ons teenwoordig is. Sodat as Paulus tot bekering kom en op die grond val, en vra, na die opstanding van Jesus, vra, wie is u? Dan kom die stem en die stem sê vir hom, dis ek, Jesus.
kan nie dit sê as hy weg is nie. Moenie dink oor jy hom nie sien. Hy is nie hier besig om sy werk te doen nie. Julle ken die mooi storie, wat is sy naam nou gewees? Dis die boek van Elsa Joubert, wat sy geskryf het oor die Nederlandse sendeling, wat hier in Kuruman kom werk het. Nou sukkel ek by die name. Maar anyway, in die boek skryf sy iewers, dat die ou aan die einde van sy lewe sê, toe hulle hom in Nederland met hom kom praat het, om Suid-Afrika toe te kom, en sendingwerkie te kom doen, het hulle vir hom gesê, hy moet kom om God na Afrika toe te bring. En dan aan die einde van sy lewe sê hy verstaan wat hulle bedoel het, maar hy moet nou sê, hy het agtergekom, God was al klaar hier. God was al klaar hier. Die Here is op 'n wonderlike manier, op wonderlike maniere teenwoordig by ons. Kan ek dit gou toepas? Ek gaan nou goed 'n bietjie spring en net vir u sê hoe hierdie ding ons praat oor lyding en oor hoop beïnvloed. Ons lewe in 'n tyd, ek dink is maar altyd so vriende, maar in besonder nou, ons lewe in 'n tyd waar hoop 'n verskriklik belangrike ding is. Dit is van die swaarste goed, ek dink dis wat agter depressie en angs in die goed lê. As mense hoop verloor het vir die lewe, dat jy gevoel het, hier kan nou niks gebeur vorentoe wat my kan help nie, die toekoms is toe, hier kan nie iets gebeur nie. Aan die ander kant kry jy mense met wie dit sleg gaan, maar vir wie dit nog oop is vorentoe. En hulle dink toch, daar kan dalk iets gebeur wat goed is. Nou, ek sê hierso, in hoe ons praat oor hoop, as ons vir iemand sê, jong, nee, nou is ek verskriklik bekommerd oor wat gebeur het. Wat ons bedoel? Ek dink ons moet onderskei tussen, dis nou die 3, hoop wat saamhang met die werk van God die Vader, hoop wat saamhang met die werk van Jesus, en hoop wat saamhang met die werk van die Heilige Gees. En daarmee wil ek vir nou al vir u sê, 90% van ons praat oor hoop, lê op die eerste vlak. Oor hoop wat saamhang met die werk van die Vader. Ons het hoop opgegee, want ons nog nie begin praat en gekyk na hoop wat saamhang met die werk van Jesus en die beloftes van Jesus nie. Ons verkies, ons sal soms so daarvoor ons uitsien hoe die lewe gaan lyk. Ek wil nie afhanklik van Jesus se beloftes leef nie. Dit voel vir ons amper te risky. En dit is wat Christene behoort te doen. Kyk goed daar na die eerste ene. Skepingshoop hang saam met die werk van die Vader, dink ek wat ons hier moet verstaan, wat gewil het om die wêreld so te maak, dat daar in die wêreld bepaalde reëls en kragte sit. Ek het 'n neef wat 'n baie goeie dokter is. En ons praat nou oor ouderdom. Hy's nou regtig 'n ou wat gefassineer is deur die wetenskap, en hy sê menslike liggaam is net ongelooflik gemaak oor hoe jou liggaam siektes toegerus is om 'n klomp siektes self te genees, as jy net genoeg tyd gee. Geld nie van alles nie, maar van die hele klomp goed. Julle weet, daar's dokters nou wat eintlik sê, dalk maak medisyne ons sieker as wat dit ons gesond maak. Medisyne het hierdie neewgevolge ook. Gee die natuur kans. Die natuur het in homself 'n krag om genesing en vernuwing te bring. Dis nie omdat die natuur so is, dink Christene nie. Christene glo, dit is hoe God die aarde gemaak het. Ek onthou, so 'n paar jaar terug het dit gebrand. Ons het nou plek hier in Kleinmond, gebrand in Kleinmond en Betty's Baai.
Ja, dan is dit so swart, ek ken dit nou uit ander plekke ook. So swart, dit voel vir jou, hier gaan nooit weer 'n ding groei nie. Alles is doodgebrand. En dan 'n jaar, 18 maande, 2 jaar later, staan die veld groen. God het die natuur so gemaak, dat hy homself genees. En ons hoor dit, in goed wat ons sê, mense, ons sien dit in mense se ingeboude vermoë, om te groei, te ontwikkel en te herstel. Ons sien dit in instansies, groepe en gemeenskappe, lande se lewensloop en groei. Prosesse, evolusie, ontwikkelings in die natuur. En dan, goed wat ons sal sê vir mense, dikwels as mense nou klaar, ag toe maar man, moenie worry nie, dinge sal regkom. Geen verwysing na God nie, dis half vertroue in die sisteem van die wêreld. Dat die goed draai op 'n stadium en weer positief raak, dat hy homself kan herstel. Dinge sal regkom, die wiel sal draai, seisoene kom en gaan. Ek het 'n vriend gehad wat altyd as 'n erg krisis was, het hy vir jou gesê, this too shall pass. Hierdie wat nou vir jou voel of dit die ergste wat kan gebeur het, dit sal ook verbygaan, oor 'n rukkie en jy sal gesond word. In die môre lyk dit beter. Dis nie nonsens hierdie nie. Dis goed wat ons ook sê, ek het dit ook al vir mense gesê. Maar hier agter, vriende, sit nie 'n ingrype van Christus, waarvoor ons bid nie. Hier agter sit 'n vertroue in hoe God die wêreld en die natuur en onsself gemaak het. Dat daar in ons 'n soort van 'n ingeboude herstel vermoë is, wat goed weer beter kan maak. Maar dit het alles te doen met die eerste hoop, skepingshoop, wat te doen het met die skepping van die Vader en die onderhouding van die wêreld deur die Vader. Die tweede hoop, wat eintlik die hoop is waaroor Paulus praat. Paulus sê, ek was van die eerstes wat begin het om my hoop op Christus te plaas. Nie op die Vader nie, maar op Christus te plaas. En ek het nie nou tyd om al die beloftes wat Jesus gemaak het, te herhaal nie. Gaan lees maar die Nuwe Testament. Dis 'n ongelooflike klomp goed, wat Christus vir ons gesê het. En ons wil moed verloor, voordat ons nog begin het, om vanuit daai beloftes te leef. Julle ken die mooi sêding van Chesterton, né? Wat gesê het, mense sê gewoonlik, die fout van die Christendom is, dat mense dit probeer het, en gevind het dit werk nie. Chesterton was 'n Christen, hy het gesê, hy dink nie dis reg nie. Hy dink liewer jy moet sê, meeste mense het die Christendom 'n bietjie moeilik gevind, en het nog nooit regtig probeer nie. Ek wil nou sê, hier's baie van ons wat in sak en as sit, omdat ons voel die eerste hoop, die skepingshoop, het ons teleurgestel. Maar wat nog nie eers begin het, om soos wat Paulus sê, ons hoop vir hierdie lewe ook, op Christus, op Jesus alleen te plaas nie. Wat is die derde ene? Die hoop wat saamhang met die werk van die Heilige Gees. Dis 'n wonderlike ene. Die Heilige Gees word vir elkeen van ons gegee, en die groot werk wat die Heilige Gees doen, vanuit dit wat Jesus gedoen het, begin hy met 'n veranderingsproses in ons lewens. Het julle al die ervaring gehad, dat jy dalk in 'n meeting sit, of in 'n geselskap, en die gesprek is redelik negatief, en hier op 'n kol begin een ou van wie jy dit die minste verwag, positief praat. Ek kom by die huis partykeer, as ek huis voel ek net my gemoed is beter, as wat dit was toe ek in die vergadering ingegaan het. En ek kan nie dink, jy weet, het ons nou oor Jesus gepraat, of jy weet, wat het die verskil gemaakt nie. Dan besef ek, dis hierdie broer of suster, in wie se lewe ek die Heilige Gees kon sien werk of hoor werk, wat op 'n positiewe manier gepraat het, wat my hoop gee. Dis die wonderlike ding,
Ek wil regtig vir julle sê, is makliker as die middelstene. 'n Vinniger manier om amper jou hoop 'n bietjie op te hou in hierdie tyd, is om gereeld in kontak te kom met mense wat ook hoopvol is. Mense het dikwels vir my gesê, jy is hoopvoller as ander wit Christene wat ons ken. En dat ek vir hulle gesê, weer is 'n vreemde ding. Dit het te doen daarmee dat ek baie kontak het met swart Christene. Wie se situasies haglik is, maar wat smile. En as hulle bid, sê hulle dankie vir die Here vir 10 minute oor alles wat hy vir hulle gee en doen. En daai mense, dis baie dikwels so, dat ons hoop gelig word. Nie deurdat ons die Bybel gelees het en goed in die Bybel gesien het nie, dit natuurlik ook. Maar deur dit wat ons hoor en sien by ander mense wat hulle ervaar het. Dit is die hoop wat kom deur die werk van die Heilige Gees onder ons. Ok vriende, ek is omtrent klaar. Ek het hier nou nog, ons moet dit ook maar onthou as ons met mense werk. Kan ek hierdie gou net lees en sê, mense is wonderlik geskep deur God, maar het in sonde geval. Daarom moenie te veel van mense verwag nie. Mense is wonderlik, maar kan ook verskriklike dinge doen. Dit is die storie wat die Bybel vir ons vertel oor mense. Maar dis nie die eerste storie, daar is 'n tweede storie. Mense is vergewe en gered deur die dood en opstanding van Jesus. Daarom, mense is baie werd en het baie potensiaal en kry 'n tweede kans. Moenie te gou mense afskryf nie. Derde ene, mense kan totaal verander en vernuwe word deur die werk van die Heilige Gees. Daarom, moenie mense te gou afskryf nie. Mense kan verander. Dis weer soort van 3 kante af. 3 waarhede wat ons moet onthou as ons praat oor mense. Ok vriende, ek dink ek moet dit hierby laat. Daar's 'n mooi aanhaling, maar ek dink dit is genoeg vir vanaand.